Die Here is my vesting, die Here is my krag. As hoe om God stem te hoor. Want die Here wil tog met elkeen van sy kinders praat. Hy praat met ons almal. Maar as ek nie weet hoe hy praat nie, dan gaan ek nog nooit hoor nie. So ek wil net baie vinnig saamvat, 'n paar goedjies wat ons nou in die kursus behandel het, sodat die res van julle, wanneer ek nou aangaan, sal weet hoekom ek hierdie goeie sê. Nou in die eerste plek, praat die Here met ons deur die woord, deur die Bybel. So wanneer ek 'n skrif lees, of jy lees 'n stuk, en dan skielik voel dit vir jou of daar 'n versie uitspring, dan weet jy, die Here praat nou met my deur hierdie vers. Of partykeer bid jy vir iemand, of vir jouself, en jy sien net in jou gedagtes 'n skrif, en jy gaan lees dit, dan kan jy weet, dis 'n boodskap wat die Here vir jou wil gee vandag. En dan, deur 'n sagte innerlike stem. Die Here praat nie hard nie, hy bulder nie, hy kom nie en forceer homself op ons af nie. Dis net so sagte innerlike stemmetjie, wat jy weet, hier het ek nou iets gehoor. En ek dink baie kere hoekom ons die Here se stem mis, is omdat ons al ewig besig is, die radio is aan, die TV is aan, ons is permanent besig om ernstig musiek te luister. So ek glo dit is een van die redes, hoekom ons nie meer so ingestel is, om God se stem te hoor nie. Want die stemme van die wêreld is net so besig daar buite. En dan is dit ook deur indrukke, of onderskeidings, dit is 'n gevoel. Ek kry net 'n feeling, ek kry 'n gevoel, ek moet vir iemand ietsie gaan sê, of ek kry gevoel, moenie nou iets sê nie, of moenie nou hierdie ding doen nie. So dis daai innerlike ervaring, en deur oefening, weet ons later, dit is nou die Here wat nou met my gepraat het. En dan, gesigte, dit is, wat Wouter net nou gesê, die prentjies, nê. So ons praat somme van prentjies, of gesigte, of visioene, jy kan dit noem wat jy wil, maar dit is maar eintlik 'n prentjie wat jy in jou gedagtes sien. En die meeste mense hoor die Here op daai manier, dat hulle sien 'n beeld, maar dan weet hulle nie noodwendig wat om met daai beeld te doen nie. En dit is nou maar wat ons gedoen het, ons het 'n bietjie gekuier rondom dit en geaktiveer om vir mekaar te leer hoe om hierdie beelde wat ons sien te interpreteer. So as jy beelde sien en prentjies sien, dan weet jy, die Here praat met jou. Dan moet jy net begin vra, okay Here, soos hy nou gesê, wat van die stapler? Of wat van die boom? Hoekom sien ek nou 'n boom? En dan gaan die Here hierdie goeders binne in jou wakker maak oor die boodskap wat hy eintlik vir jou wil gee. En dan, deur 'n hoorbare stem, daar is verseker mense wat al die Here gehoor het, deur 'n hoorbare stem. En verrukking van sinne, dit is nou goeders soos wat met Petrus gebeur het, en dan deur die natuur. Die Here praat baie met ons deur die natuur, maar ons moet ingestel wees om sy stem te hoor, as ons wil hê hy moet met ons praat. So ek wil nou net gehad het, julle moet nou saam met ons op dieselfde bladsy wees oor hoe hoor 'n mens die Here. Want ek het gebid vir die gemeente, vir profetiese woord, ek klomp goeders wat ek wil bedien, en dan wil ek dit en dan wil ek, maar toe het ek net ervaar, die Here het 'n ander boodskap vir julle vandag. So, terwyl ek gebid het, toe ek nou 'n prentjie gesien vir julle, en die eerste een wat ek gesien het, was 'n oorlogshospitaal. Ek sien letterlik hierdie, soos in die ou flieks, daai hospitaal met die nurse, met die kappietjie en die dokter, en hoe skarrel hulle om al hierdie gewondes wat inkom, te red. Party van hulle is besig om dood te gaan, en dan word hulle gered. En dan word party van hulle kom daaraan met 'n arm wat toegedraai is, 'n kop wat toe, 'n been wat afgeskiet is, en so kom hierdie gewondes in hierdie hospitaal in. En ek sien net hoe hierdie dokters en nurses skarrel, en dan stap hierdie ouens gesond by die hospitaal uit. Maar dan kom daai selfde ou, en hy bring weer 'n ander gewonde ene in. En ek ervaar, dit is die woord, dit is die roeping van Lewende Woord Laagveld. Dat die Here julle wil gebruik, julle wat hier sit, want julle is die kerk, julle is die gemeente, dat hy julle wil gebruik om die hospitaal te wees.
om te gaan en ander wat in die strate is, wat daar buite is, wat besig is om dood te gaan, wat gewond is, wat siek is, in te bring. Hulle gaan genesing hierso kom ontvang, en hulle gaan weer uitgaan, en ander gaan haal. En dit is hoe dit gaan groei en groter word. Maar ek het ook besef, voordat ek iemand kan help om gesond te word, moet ek eers gesond wees. Ek moet eers weet wat is die waarheid, voordat ek die waarheid vir iemand anders kan leer. So ek het ook ervaar dat daar baie opleiding hierso gaan plaasvind, en dit is eintlik net vir amazing, want ek het regtig niks geweet van hierdie gemeente, totdat ons hier aangekom het nie, en soos wat mense met my beginne praat het ek net besef, dit wat ek ontvang het, pas presies in by dit wat ek hoor by mense. So, en dalk is ek nou maar net vandag hier om vir julle te kom bevestig, dit is wat die Here met hierdie gemeente wil doen. En dan het ek ook, natuurlijk die redding, om vir mense die waarheid van die woord te gee, sodat hulle gered sal word. Maar ek het ook baie sterk ervaar, innerlike genesing, fisiese genesing, dat julle regtig mense gaan oprig. En toe het ek ook 'n woestynland gesien, die tweede beeld wat ek gesien het, was 'n woestynland, dit was droog, jy sien net, dit is net sand, oral waar jy kyk, dit is net sand. En die volgende oomblik sien ek, die sand word nat. En dit is asof ek so net in die gees sien, my kop net so bietjie draai, en ek sien hierdie fontein, wat borrel en borrel, maar dit is nie, een van daai nie. Hy borrel net hier, en hou aan, en aan, en aan, en oralsters vorm daar stroompies en riviertjies, en die water sypel so in hierdie droë sand in. En ek ervaar, dit is julle as gemeente, dat julle die water is. Die water is wel 'n teken van die Heilige Gees, maar julle is tog die wessel waarin die Heilige Gees beweeg. So ek het ervaar dat die Here julle in Nelspruit, wat ek dan ervaar is hierdie droë woestyn, wil gebruik, dat julle gaan soos water, wat in enige kraakie kan inbeweeg, wat in enige donker gat kan invloei, dat julle, wat hier sit, en al die ander wat gaan bykom, dat julle so in hierdie dorp of stad gaan inbeweeg, en dat julle die lewende water, wat Jesus Christus is, vir mense daar buite gaan gee. Dat julle absoluut 'n gemeente is, wat gaan uitgaan, om disippels te gaan maak. Nie net hier gaan sit, mekaar gaan warm broei, en ons is nou 'n happy family. Nee, ek sien julle absoluut as ouens. Ons het gisteraand gepraat oor 'n chicken line. Elke mens het 'n chicken line. Om oor daai ding te klim, en te sê, ek gaan dit waag. Ek gee nie om 'n fool te wees vir Jesus Christus nie. Ek wil uitgaan, want daar's 'n wêreld daar buite, wat besig is om verlore te gaan. En ek het ervaar, dit is die kultuur van hierdie gemeente, om uit te gaan in boldness, om in die krag van die Heilige Gees, daar buite mense in te bring. Maar ek het ook gesien, hoe mense, ek het net gesien, hoe lê die mense hier. So, Jacques, ek het ervaar, dat julle baie gereeld vir mense moet bid, vir doping met die Heilige Gees, dat die gawes van die Gees, dat julle geleer gaan word, wat is die gawes van die Gees, dat ek daai goeders gaan ontwikkel in my lewe, God se karakter. En ek het ook ervaar, julle is 'n gemeente wat daar buite gesien gaan word, as kinders van die Here. Want as jy nou mooi dink, hoe lyk dit, sê nou maar, by jou werk? Kan jy sien, hierdie is 'n Christen, daai is 'n Christen, daai is 'n Christen, of as jy in 'n winkel is, of nie? Meeste van die tyd kan jy nie, want ons bly stil en ons lewe nie dit wat ons hier leer nie, maar ek het ervaar dat hierdie gemeente is 'n gemeente wat die basis gaan reg wees, en julle gaan dit wat julle hier leer, daar buite gaan lewe, dat elke ou gaan kan sien, hierdie mens het iets anders, en dat julle hier opgegroei en opgebou gaan word, en dat julle baie sterk en kragtig en in die Heilige Gees gaan beweeg, dat ek het net gesien, jy weet, partykeer worship julle, en dan kom iemand met 'n woord, en
dan sê iemand, nee, ons moet hier, aan die kant het ek iemand langs die pad gesien, en dan, dat daar partykeer in die eerste diens gaan wees nie, dat het 'n diens daar buite gaan wees. So ek het net baie sterk die krag en die werking van die Heilige Gees ervaar in hierdie gemeente. En die skrif wat ek vir julle gekry het, is Jesaja 43, vers 16 tot 21, en ek het dit sommer hier uitgetik, ek lees dit uit die Amplified uit. This is what the Lord says. Do not remember the former things, or ponder the things of the past. So dit is my die eerste ding. Tweede ding, listen carefully. I am about to do a new thing. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness, rivers in the desert. The beasts of the field will honor me, the jackal and ostriches, because I have given waters in the wilderness and rivers in the desert, to drink to my people, my chosen. The people whom I formed for myself will make known my praise. En toe het ek nou 'n bietjie gegaan en hierdie skrif gaan opdeel. En die eerste gedeelte, do not remember the former things, or ponder the things of the past. Het ek ervaar, hierdie gaan vir my oor daardie deel van innerlike genesing. Want as ek met 'n wond rondloop van die verlede, kan ek nie ingaan in die nuwe nie. Dit gaan my die hele tyd terughou. Dit gaan my die hele tyd rem. En dit is ook hoekom die woord sê, do not remember the former things. Maar dit beteken nie, dat ek goed onder die mat moet invee, en net moet aangaan nie. Want het julle al gesien wat gebeur as jy goed onder 'n mat invee? Elke dag, so hoop jy onder die mat in. Ja, dit maak later so hoop. En as jy hom oplig, dan hardloop die kokkerotte so. So jy kan nie goed onder die mat invee nie. Dit wat met jou gebeur het in die lewe, jy moet daai goeders face, jy moet dit in die oë kyk. Jy moet dit neerlê, sodat jy kan aanbeweeg in 'n nuwe toekoms in. Die Here het vir Lot gesê, as jy hier wegvlug, moenie omkyk nie. En wat gebeur? Sy vrou kyk om. Sy verander in 'n soutpilaar. En dis wat ons gebeur, as ons die hele tyd in die verlede is. As ons die hele tyd terugkyk, en dit kan wees van the good old days, of dit kan wees van al my slegte bagasie. Want baie mense hak vas in the good old days. Ag, jy weet, dit was so great toe ons daar gebly het, en ek mis daai vriende so, ja, ek wens net ons kan weer daai liedjies in die kerk sing, en ek wens net daai good old days. Maak nie saak hoe goed dit was nie, jy gaan nie waardeer wat jy nou het, of instap in God se roeping vir jou, as jy nie daai goeders agter jou los nie. Maar dieselfde met die bagasie, wat ons saam met ons sleep. En ek het net ervaar, ek wil graag dit vir julle so verduidelik. Ons almal het 'n storie om te vertel. Ons almal, die lewe gebeur nou mos maar, nee. Nou party mense is regtig gelukkig en hulle kom uit 'n huis uit waar daar nie vreeslik baie drama en issues en goeters is nie. Maar meeste mense kom maar uit 'n huis uit waar daar seer is, waar daar trauma is, waar daar egskeiding is, molestering, pa, ma, vloek en skel en skree. Ons kan aanhou, julle weet waarvan ek praat. So, nou is Sunny om uit 'n huis uit waar, kom ons sê, haar pa, kom ons sê haar ma dra die broek in die huis. So Sunny leer eintlik nie die beginsel van God se woord, dat die man is die hoof van die huis nie. So hier is ons nou al klaar 'n ding wat daar gaan rem. Maar Sunny was, kom ons sê, sy was ergens na lewe verlief op 'n ou gewees, en dit het nie uitgewerk nie, en sy het gedink, hierdie is haar trouman, en toe sy na hierdie liefdesteleurstelling, en sy het nog nie daai ding afgehandel nie. Daar is eintlik nog sielsbande wat haar connected hou met hierdie ou. Dankie. En dan het sy
kom ons sê, haar pa het selfmoord gepleeg. En dit was vir haar baie traumaties, hoewel sy nie baie van haar pa gedink het nie, want hy was slap. En het nie opgestaan en die broek in die huis gedra nie, maar toe pleeg hy nou selfmoord en dis nou baie traumaties vir haar. Nou, en ons kan allerhande ander goeders, ek skets my net 'n prentjie, ons kan allerhande ander goeders daarby sit. Maar nou ontmoet Sunny vir Koos. En Koos het ook maar 'n lewe van sy eie gehad. Hy het nou weer 'n baie kritiese pa. Sy pa kritiseer en vind fout met alles. So Koos is hierdie kind wat net voel, ek is nooit goed genoeg nie, ek gaan dit nooit maak nie, maak nie saak hoe hard ek probeer nie, dis net nooit goed genoeg nie. En dan was hy getroud gewees met 'n vrou wat die hele tyd probeer het om hom te domineer en te kontrol. Want sy het natuurlik nou weer haar eie issues. So, toe is hy en sy geskei, maar al daai goeders wat sy op hom kom sit het toe nou hier gebly. Dis nog nie afgehandel nie, hy het nog nie gedeel daarmee nie. En wat kan ons nog hierby sit? Julle elkeen kry die idee, nee. Nou kom hierdie twee mense by mekaar en hulle is nou verlief en hulle wil trou. So, die woord sê, die mens is gees, siel en liggaam. Nou as ek 'n gelukkige huwelik wil hê, dan moet ek gees, siel en liggaam connect. Is dit nie so nie? As ons nie op al drie daardie vlakke 'n konneksie het nie, dan kan jy maar weet, is daar ergens 'n short, gaan goeders nie werk nie. Maar nou kom ons met hierdie bagasie, en nou wil ons 'n huwelik begin. So wat gaan gebeur as ek nou hier krag hier aansit? Shows, fireworks. En dit is die rede hoekom mense so stikkend is. Want ons kom met hierdie bagasie in 'n verhouding in, ons trou, ons probeer gees en liggaam connect, en dan werk dit nie uit nie. En wat se tipe kinders maak ons groot as ons so in 'n huwelik is? Maak ons sulke kindertjies groot? Nee, ons pak juis van ons bagasie op hierdie kinders. En dit is wat ek ervaar het rondom julle as gemeente. Julle is die plek waar mense met hierdie allerhande issues kom. En julle gaan deur hierdie kursusse wat julle aanbied, deur die liefde, hierdie goddelike liefde wat hier is, wat ek ervaar het ons hier ingekom het. Dit is hoe julle mense daar buite gaan help om los te kom en vry te kom. Maar die Here wil ook julle wat hier sit, losmaak en vrymaak van al hierdie goed wat jou nog vashou. So, dat hierdie gemeente die plek gaan wees waar mense regtig waar genesing kan kry, sodat hulle in gesonde verhoudings, gees, siel en liggaam kan connect. En natuurlik, wanneer ons kinders groot maak en ons lyk so, bietjie stikkend en vol bagasie, dan het ons mos altyd ons eie vooropgestelde idees, né? En dan wil ons baie kere ons kinders 'n klein afdrukkie maak van self. Maar die woord sê in Spreuke 22, dan weet jy kry. Spreuke 22 vers 6, train up a child in the way he should go, and when he grows up, and when he is old, he will not depart from it. Nou ek sê altyd, train up a child the way he should go, not the way I want him to go. En ek sê vir mense, weet jy wat, ek kan 'n boek skryf oor die foute wat ek gemaak het. Want toe my kindertjies klein was, het ek nog nie hierdie goed geweet nie. Het ek nie net 3 trosse gehad nie, ek het baie gemors gehad wat ek saam met my gesleep het. So, plaas 'n mens hierdie goeders, ons word gevorm deur die mense wie ons groot maak. So ons as ouers het 'n verantwoordelikheid wat ons by die Here kry teenoor ons kinders. Toe
om hulle op te lei in dit wat die Here vir hulle gedagte het. En daarom is jy as ouer eintlik ook die profeet in jou huis. Jy as ouer moet hoor, Here, wat sê U oor hierdie kind? Want ek kan nie hierdie kind in my ways probeer groot maak nie. Maar wat sê U? Wat is sy natuurlike abilities? Waartoe is U op pad met hierdie kind? En dan natuurlik, wanneer ons groot word, of wanneer jy in 'n verhouding is, of wanneer jy by die werk is, dis 'n natuurlike reaksie van die mens om te oordeel. So as mense goeders doen, waarvan ek nie hou nie, waarvan ons nie hou nie, dan is dit baie maklik om te oordeel. En as jy nog nooit geleer is, dat dit verkeerd is om te oordeel nie, dan sal jy oordeel. En selfs al weet jy dis verkeerd, is dit nog steeds die maklikste ding onder die son om te doen. En die van julle wat Bybel sê, blaai na Romeine 2, vers 1. Die woord sê, therefore, ekskuus as julle daar. Therefore, you have no excuse or defense or justification, O man, whoever you are, who judges and condemns another, for imposing as a judge and passing a sentence on another, you condemn yourself. So as ek iemand anders veroordeel, dan veroordeel ek eintlik myself. Hierdie ding kom terug na my toe. En dan sê hy verder, because you who judge are habitually, soos 'n habit, practicing the very same things that you censure and denounce. Nou, as ek voorbeeld uit my eie lewe rondom judgment, toe ek groot geword het, my pa is 'n tipe persoon wat baie krities was, hy het baie gekritiseer, fout gevind, negatief, alles is altyd verkeerd, sien net die donker kant van die lewe raak. So het ek groot geword in hierdie ding, en dit kom sit nou mos op jou, want jy word gevorm deur die mense wat jou groot maak. Nou word ek groot, maar in my hart het ek gedink, ek sal nooit so met my kinders werk nie. So, buiten vir die feit dat ek hom geoordeel het ek nou nog 'n inner wel ook gemaak, van ek sal nooit so krities wees nie, ek sal nooit so wees nie, ek sal nooit toelaat dat 'n man so met my praat nie. Wie van julle? Okay, is net eintlik. Ek sal net 'n man so met my praat nie, my pa was ook baie controlling, so ek het hierdie ding gehad van, ek sal eendag my man staan. 'n Man moenie dink, hy het vir my kom vertel nie. So raai, wat bring ek toe nou my huwelik in? En presies hierdie ding, van dit word soos 'n habit. Dan kritiseer ek my kinders, dan leer ek hulle om bed op te maak, terwyl hulle klein is, en dan na die tyd, dan denk ek, ja, kom het jy dit nou gesê? Jy het gesê, jy gaan nie so wees nie. Dan kom ek agter, ek doen presies dit wat my pa met my gedoen het, doen ek met die kinders. Totdat ek tot die dag hierdie vers ontdek het, en besef het, Santa, jy moet hierdie judgment neerlê, jy moet dit aan die lig bring, jy moet sê, Here, ek is jammer, ek besef ek het gesondig, te besef ek het teen my pa, teen U gesondig. Ek kom bely die judgment, ek is jammer hieroor, ek maak skoon, en ek breek die krag van daai inner wel. Want wanneer ons 'n innerlike belofte maak, is dit soos 'n kontrak wat jy teken. Ons moet daardie innerlike beloftes, daai goeders wat ek gesê het, ek sal nooit, of ek sal nie, of ek sal vir jou wys. Daai goeders moet ons kanselleer in die gees. So ons sê, in die naam van Jesus, ek breek hierdie innerlike belofte wat ek gemaak het, sodat ek nie hierdie goeders in my lewe vorentoe oes nie, want soos die woord sê, as ek die judgment geval het, moet ek maar weet, gaan hierdie ding in daai selfde area terugkom na my toe. En dan, die krag van ons tong, dit is ook nog steeds deel van hierdie, moenie die vorige goeders, moenie die hele tyd vashou aan die former things nie. Nou, baie van ons word ook gevorm deur die woorde wat ons ouers oor ons uitspreek.
En ons as ouers dink nie altyd wat ons vir ons kinders sê nie. En net so word daai kind nou groot en die kind besef nie wat 'n krag is daar in my woorde nie. Jakobus 3, vir die van julle wat wil saamblaai, vanaf vers 4. Kyk ook, die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. So wanneer ons negatiewe goed spreek, in my lewe, in my omstandighede, in my kinders se lewens, dan moet ek weet, ek gaan nie positiewe goeders oes as ek negatiewe goed spreek nie. So ons moet let op dit wat ons praat, sodat ons praat in lyn is met God se woord. En dan kan jy nou hier sit en sê, okay, great, ek besef nou, ek het daai judgments gemaak, besef nou ek het die innerwels gemaak, maar hoe kom ek nou vry van hierdie goeders? En dit is deel van die genesingsproses. Die sleutel tot genesing is vergifnis. Dit is die begin van vorentoe beweeg. Vergifnis is die begin van om al hierdie drade af te trek en dit by die kruis te los, sodat jy vry vorentoe kan beweeg. Nou, ek wil net in kort bietjie praat oor vergifnis. As 'n slang jou byt, sê nou maar 'n pofadder byt jou. Hy sal weg, hy gaan aan met sy lewe. Wie gaan doodgaan van die gif? Ek. Ja. As ek nie vinnig genoeg hulp kry nie, gaan dit oopbars, gaan amputasie kry, of as ek vinnig genoeg hulp kry en ek kry die teenmiddel in, dan sal ek okay wees. Nou so is vergifnis die teenmiddel. Mense gaan jou seermaak, mense gaan jou te nakom, dis die lewe. Ons bly mense, of ons nou kinders van die Here is of nie, ons maak foute. Ons doen partykeer goeders wat ons nie moet doen nie, dis hoe dit is. Maar as ons nie op 'n plek kom, waar ons vergewe nie, gaan ek en jy vergiftig deur die lewe gaan. En dan raak ons bitter, harde mense. Bitter mense wat hard is, en wat later haal hulle eintlik net asem. Jy lewe nie regtig meer nie. Jy ervaar nie die lewe en die joy wat die Here vir jou gedagte gehad het, wanneer jy hierdie gif binne in jou ronddra nie. So dit is baie belangrik dat ons sal vergewe, sodat ons kan vrykom, sodat ons hierdie goeders wat ons terughou, kan aflê. So, as ons dan nou kyk wat die woord wat ek vir julle gekry het, van do not remember the former things, dan beteken dit nie vee die goed onder die mat in nie, dit beteken kyk dit in die oë, deel daarmee, vergewe die mense wat jy moet vergewe, kry genesing by die Here, en gaan aan, strek jou uit na dit wat voor is. En dan, die tweede gedeelte, listen carefully, sê die woord. I am about to do a new thing. Excuse, hoeveel tyd het ek nog vol? Okay, dan die tweede gedeelte, listen carefully. I am about to do a new thing. Now it will spring forth. En toe ek vir julle gebid het ek ervaar die new thing, wat die Here in hierdie skrif van praat, is dat daar hierdie naweek 'n profetiese groep gebore gaan word, uit hierdie gemeente uit. So, en ons het nou 'n bietjie gepraat daaroor, en dit klink vir my, dit is ook jou hart, so dit is net vir my regtig bevestiging, dat die Here wil iets nuuts kom doen in hierdie gemeente. So, dat julle in sommige dienste net in die werking van die Gees gaan vloei, dat julle absoluut in die verskeidenheid van die gawes gaan operate hierso.
En toe kom daai 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5 by my op wat sê, en my rede en my prediking was nie in oorledene woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. So, dit is die plek waar die betoning van gees en krag gaan plaasvind. En dan die derde ene, I will even put a road in the wilderness, rivers in the desert. So wat dit vir my net gewys het, is dis eintlik onnatuurlik, dat daar water in die woestyn, dat daar riviere in die woestyn is. Dis onnatuurlik dat daar 'n pad in die wildernis is. So ek ervaar al hierdie goeders, wat in hierdie kerk gaan oplewe, is bonatuurlik. Dis hierdie bonatuurlike, supernatural, Heilige Gees gedrewe goed wat gaan gebeur. En dan het ek net ervaar, presies dit wat ons gister gedoen het in die mall, maar ek sien julle in skole, in tronke, in ander kerke bedien, op die straathoeke. Ek sien regtig waar hierdie gemeente versprei net oralsters om kinders van die Here in te bring. En soos wat water oralsters ingaan, gaan die Here verskillende mense oprig om by verskillende plekke uit te kom. Want nie elke ou het die boldness om by bordeel in te stap nie. Nie elke ou het die boldness en die liefde om by die boemelaar te stop nie. So elke persoon, julle gaan klomp verskeidenheid van persoonlikhede hier wees, wat die Here regtig waar hier kom sit met 'n rede en 'n doel. En dat julle mekaar se andersheid gaan moet embrace en nie kwaad raak vir mekaar nie, maar dat julle gaan op 'n manier so kan vorm. En dan het ek ook ervaar daai stukkie van the beasts of the field will honor me, jackals and ostriches, because I have given waters in the wilderness and rivers in the desert to drink to my people, my chosen. Nou as jy gaan kyk beasts, dit is gewoonlik 'n verwysing na die antichris. The beast is die antichris, wat amper sê die satanis, gaan mense opstaan, wat daai tipe mense gaan kan bedien. The jackal, slinkse, sluw, skalle mense, ostriches. Dit was nou interessant dat ek nou gaan kyk bietjie wat verstaan ostriches. Mense met innerlike lyding, die kom het weer terug na innerlike genesing toe. 'n Persoon wat geneig is tot swaar kry, woestynervarings, wat geneig is tot eensaamheid. Eensaamheid verwys vir my na verwerping, onvoldoende ontferming. Kyk. En dan die laaste ene, the people whom I form for myself will make known my praise. En dat hierdie plek gaan wees waar lofprysing, wat die Here geëer en geloof en geprys gaan word, vir elke dingetjie wat hy doen. En ek sien ook 'n beeld van 'n dokter, wat besig is om 'n operasie te doen, en dit kom by my op, hy sny met daai skerp mesie, al die kanker en vuil goed uit, hy spuit in, die inspuiting gebruik hy wat die pyn verdoof, hy gebruik die naaldgaring om vas te werk. Maar nog nooit het ek iemand gehoor sê, jy sien daai mesie wat die dokter gebruik het, was amazing. Nog nooit het ek gehoor, hy sê, daai inspuiting, as dit nie vir daai inspuiting was nie. Maar ek hoor mense sê, die dokter het my lewe gered. En dat julle altyd sal onthou, die dokter is God. Ons is net die instrument in sy hande. Ons moet nooit ooit daai eer, en julle gaan awesome goed sien, julle gaan awesome goed deur julle hande gaan gebeur, om nie daai eer vir julle self te vat nie. Altyd onthou, God die Vader, hy is die dokter, nie ek of jy nie. So, en om dan altyd sy naam groot te maak, en vir hom die eer te gee, en getuienisse, dat ek ook net ervaar. Goed, ja, ek besef, ek het eintlik nog 'n paar goed, maar ek sal maar afsluit. Ek wil net 'n gebed doen, en ek wil vra, kom ons buig net ons hoofde, en ek wil die Here net vertrou, dat hy nou, jy weet, waar het jy gejudge? Jy weet, waar het jy innerwel gemaak? Jy weet, waar het jy gesê, my hart gaan ek nou toemaak, want geen man kom nou weer hier in om seer te maak nie. Of, geen vrou gaan my weer seer maak nie.
En ek wil vra dat jy hierdie goed, ek wil hê jy moet sien, hoe sit jy dit net vir die kruis neer. En maak 'n keuse om te vergewe. En dalk het jy iets aangevang wat jou treiter en jou ry. Dalk het jy ergens geld gevat. Dalk was jy in 'n buiteegtelike verhouding. Jy kan nie hierdie ding neersit nie. Die Here kom maak vir jou vandag vry. Al wat jy hoef te doen is te sê, Here, hier is ek. Ek kom sit hierdie goed vir die kruis neer. Vergewe myself. Vergewe hierdie mense, my ouers, my ex, my boyfriend, whoever. Dankie Jesus. Here, dat U woord sê, dat U verwyder ons sondes van ons af, so ver as wat die ooste van die weste is. Here, U woord sê, U dink nooit ooit weer daaraan nie. So wie is ons om weer daaraan te dink? Dankie Vader, dat ons hierdie goeders vandag net vir die kruis kan kom neersit. Here, dat elke persoon wat hier uitstap, vry en skoon hier sal uitstap. Vader, dat U hierdie mense sal gebruik vir dit wat hierdie woord is. Dat hulle sal uitgaan en hierdie nelspruit gaan verander. Deur die krag van U Gees wat deur elkeen vloei. Dankie Vader vir U liefde en U genade. En ek kom roep die profetiese woord vir hierdie gemeente. Die doel waarvoor U hierdie gemeente tot stand gebring het. Kom roep ek in vervulling vandag. In die magtige naam van Jesus Christus.